Kyk hoor eens, hierdie is jou eksamen afboekening. Jou toets is Vrydag 29 Mei en dan hierdie is alles wat jy moet leer vir die toets. Ek gaan elke vraagie met jou deurgaan en dan gaan ek vir jou 'n paar voorbeeldjies ook van elkeen gee. Kyk, die eerste ding wat ons kry is mol of dan nou vermenigvuldiging. Kyk, ek weet jy mag 'n sakrekenaar gebruik. Hierso staan, jy mag 'n sakrekenaar gebruik, maar jy moet jou bewerkings wys. So vir mol is dit regtig belangrik om jou bewerkings te wys. So ek gaan vir jou so 2 verskillende voorbeeldjies gee. Kom ons sê jy het 'n klein getalletjie, 72 mol 8. So jy moet altyd hierdie eerste getal opbreek. Dan gaan jy sê 70 plus 2. En nou gaan jy daai 10 en 1 apart met mekaar maal om die antwoord te kry. So jy gaan sê 70 mol 8 en 2 mol 8. En dan gaan jy hê jou calculator wat jy gebruik. Jou calculator lyk so wat jy gebruik. So jy gaan sê 70 mol 8 en dit gaan vir jou 560 gee. En dan 2 mol 8 gee vir jou 16. Kyk, nou dat jy dit so het, moet dit onder mekaar staan, sodat jy dit nou kan plus. So daai 6 plus 1 is 7 en 5. Kyk, so maak seker dat jy al jou stappies wys, sodat jy volpunte kan kry vir jou bewerkings. Sodra jy na 'n groter getal toe gaan, soos byvoorbeeld 432 maal 15. Dit is baie belangrik om nog steeds die eerste stappie op te breek. So jy gaan sê 400 plus 30 plus 2. En dan kan jy elkeen van hierdie apart gaan maal met 15. So jy kan sê 400 maal 15. Dan kan jy sê 30 maal 15 en 2 maal 15. Ok, so ons gaan sê 400 maal 15, dit gee vir 6000. 30 maal 15 gee vir jou 450 en dan 2 maal 15 gaan vir jou 30 gee. Nou plus jy al hierdie bymekaar. So daai gaan wees 0, 5 plus 3 is 8, 4 en 6. Kyk, so daai het jy jou antwoord vir jou vermenigvuldiging of maal. Maak seker jy breek die eerste een op en dan maal jy elkeen apart met die tweede getal. Kyk, volgende het ons deling, so gewone deelsommetjies. Nou, ek weet ons baie verskillende maniere wat jy deling kan doen. Ek het net ondervind die maklikste manier om te deel, gaan ek nou vir jou wys. So, kom ons vat 'n gewone klein getalletjie, 85 gedeel deur 6. Nou, wanneer jy die getal vat, dan breek jy hierdie 2 op, deur hulle in die 10e en in die ene kolom te sit, ene kolom te sit. Dan gaan jy aan die ander kant sê gedeel deur 6. So die 10e gaan dan jou 8 wees en die ene gaan jou 5 wees. Nou moet jy gaan blokkies of groepies maak van 6. So kom ons gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So daar het jy een groepie van 6, want jy deel deur 6. So daar is een groepie van 6. As daar 2 oorbly, gaan jy daai 2 vat en jy gaan dit oordra na die ander kant toe by jou ene. Nou moet jy 25 opbreek in groepies van 6. Kijk, so kom ons gaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So daar's 1, 2, 3, 4 groepies van 6 en dan bly daar enetjie oor, so dis 'n res 1. Nou gaan jy hierdie getal vat, jy gaan dit by mekaar plus nie, jy gaan dit net so hou, die 10 by die 10, die 1 by die 1 en dan skryf jy res 1. Dit is regtig die maklikste manier om te deel en om seker te maak dat jy al jou punte kry vir jou vraagie. As ons nou na 'n bietjie van 'n groter getal te beweeg, so kom ons sê 231 gedeel deur 5. OK. Nou gaan ons hê honderde, tiene en ene. En almal van dit moet ons deel deur 5. So ek moet groepies maak van 5. So ek het 2, 3 en 1. As ek net 2 streepies het, kan ek nie 'n groepie maak van 5. So wat gaan ek doen? Ek gaan daai 2tjie oordra en hy gaan die 3 'n 23 maak. Nou gaan ons groepies van 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 23. So ek het 1, 2, 3, 4 groepies van 5 en dan het ek 3 oor. So daai 3 wat oor is, gaan ek nou by my 1 gaan sit en dit gaan dit nou 31 maak. Nou moet ek 31 streepies vat en dit opdeel in groepies van 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So ons het 1, 2, 3, 4, 5, 6 groepies van 5 en daar bly 'n res 1 oor. So my antwoord, weer eens, ons plus dit nie by mekaar nie, ons skryf 46 res 1. Kan, daar is deelsomme in jou toets, dus kom wys ek vir hierdie, maak asseblief seker, jy verstaan die metode. Anderster, as jy net die antwoord op die kalkulator gaan neerskryf, gaan dit nie altyd korrek wees nie. OK, volgende het ons veelvoude. Nou veelvoude is wanneer jy tel in 'n getal. OK, so kom ons sê ek soek die veelvoude van 4. Nou, met jou kalkulator is dit lekker maklik en jy kan vinnig by jou antwoord uitkom. Jy gaan letterlik sê 4 plus 4, dan gaan jy kry 8. So jou eerste veelvoud moet altyd dieselfde nommertjie wees as wat jou vraagie is. So dit gaan wees 4. Dan gaan jy skryf 8, 12, 16. Kyk, so jy sal sien ek druk die hele tyd is gelyk aan, is gelyk aan, is gelyk aan. Want my kalkulator het 'n memory opgebou wat sê plus 4, plus 4, plus 4. So outomaties plus hy die hele tyd 4 by my vorige antwoord. Soos 24, 28, 32, 36 en dan kry ons 40. Nou, hulle gaan vir jou vra, jy moet 10 neerskryf. So jy tel altyd totdat jy 10 veelvoude het. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veelvoude. Ok, so as my getalletjie verander, veelvoude van 25, dan gaan ek sê 25 plus 25 is 50. En dan is dit 75, 100, 125, 150,
175. So jy tel die hele tyd in die getal wat hulle vir jou vra. Kyk, ek gaan nog enetjie vir julle op die kalkulator wys. Kom ons sê 110. So jy gaan sê 110 plus 110. Dit gee vir jou 210. Dan in plaas daarvan om weer te plus, druk jy net is gelyk aan 310. Is gelyk aan 410. Is gelyk aan, is gelyk aan, is gelyk aan. So jy druk die hele tyd net jou is gelyk aan, totdat jy 10 veelvoude neergeskryf het. Okay, so som met veelvoude kry ons 'n KGV. KGV. Wat is dit nou weer? Dis jou kleinste gemeenskaplike veelvoud. Kyk, die woord gemeenskaplike beteken daai getalletjie kom voor by twee verskillende veelvoude. So kom ons vat die veelvoude van 5 en dan vat ons die veelvoude van 15. Kyk, so veelvoude van 5 beteken ek tel in 5. 5 plus 5. En ek moet 10 neerskryf. 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en 50. Kijk, kom ons check of ek reg was. 5 plus 5 is 10, okay. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Okay, cool. Ek het al 10 neergeskryf. Nou gaan ek na die veelvoude van 15 toe. So ek gaan sê 15 plus 15 is 30. Plus 15, so onthou hy tel outomaties vir my op. 60, 75, 90, 105, wat is dit? 120, 135 en dan 150. Kijk, 10 veelvoude van 15. Nou gaan ek kyk, wat 'n veelvoud sien ek hierso, wat ek ook hierso sien. Ek sien vir 15 en vir 30, vir 45 en dis al. Okay, so nou, die wat ek onderstreep het, wat se een van hulle gaan die kleinste veelvoud wees? Dit sal wees 15. So jy kyk, wat is dieselfde? Jy onderstreep hulle wat dieselfde is, en dan die wat jy onderstreep het, soek jy die kleinste een by. So jou KGV gaan wees 15. Okay. Maak asseblief seker dat jy hierdie verstaan, dit is regtig baie belangrik. Okay, as jy op die afboekening gaan kyk, het ons mol gedoen, ons het deel gedoen, ons het veelvoudig gedoen en KGV. Nou gaan ons na breuke toe. Okay, eerste ding van breuke, jy gaan 'n prentjie kry en dan gaan jy moet inkleur. So, as hulle vir jou sê, jy moet 5 uit 8 uit inkleur, dan moet jy altyd gaan kyk, is 8 my totale blokkies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, dis shappies, 5 is wat ek moet inkleur, so nou kan jy enige 5 gaan inkleur, 4, 5, so daar het ek nou 5 van my blokkies gaan inkleur. Kyk, en andersom kan hulle ook vir jou vra. So hulle gee vir jou prentjie. En dan vra hulle vir jou, dan kleur hulle 'n paar van die goedjies in. Nou vra hulle vir jou, wat is hierdie breuk? So, as jy 'n breuk gaan neerskryf, moet jy onthou,
Die onderkant is jou totaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoeveel is ingekleur? 3. So 3 uit 8 is ingekleur. OK. Volgende gaan ons oor na ekwivalente breuke. OK, wanneer jy 'n ekwivalente breuk kry, beteken dit jy het 'n breuk aan die een kant en dan het jy iets aan die ander kant, maar jy moet dit uitwerk sodat die twee gelyk aan mekaar kan wees. OK, so jy gaan sê, jy mag net maal of deel. Jy mag nie plus nie, jy mag nie minus nie. So wat het jy met 5 gedoen om by 2 uit te kom? Jy het gesê maal met 2, want 5 maal 2 gee vir jou 10. Dan die goue reël by breuke. Wat jy onder doen, doen jy bo. Wat jy bo doen, doen jy onder. So wat sal 2 maal 2 wees? Dit sal wees 4 oor 10. Nou dit is 'n ekwivalente breuk. Is regtig belangrik dat jy besef dat jy dieselfde moet doen bo en onder. As ek vir jou nog 'n voorbeeld kan gee. OK, nou het ek van 'n groot getal na 'n kleintjie toe gegaan. So dit beteken ek moes gedeel het. Maar nou waarmee het ek gedeel? So jy gaan sê 12 gedeel deur 4 het vir jou 3 gegee. So dit beteken, as ek sê 12 gedeel deur 3, dan gaan ek 4 kry. OK. OK, sorry, ek kon net gou hierdie verander. 24, dan sê ek aan die onderkant 24 gedeel deur 3. En dit gaan vir my 8 gee. So, bo het ek gedeel met 3, dit beteken onder moet ek ook deel met 3. OK, baie belangrik. Dan die volgende een wat ons kry is, kies die grootste breuk. So jy gaan invul groter as, kleiner as of is gelyk aan. So indien ek vir jou 'n breuk aan die een kant gee en 'n breuk aan die ander kant. So die maklikste om hierdie uit te werk is jy gaan sê, wat is my grootste getal minus my kleinste getal? Dan gaan jy 'n antwoordjie kry. So daai verskil tussen die twee gaan 4 wees. Aan die kant het jy 5 minus 3 wat vir jou 2 gaan gee. Nou om die grootste breuk altyd te kies, moet jy kyk wat is die getal wat hulle kort om die onderkant op te maak. Nou hierdie een kort net 2 waar die ene 4 kort. Daarom sal hierdie die grootste breuk wees, want jy gaan meer stukkies van die koek kry hierso as wat jy hier gaan kry. Kyk, kom ons kyk na nog een. OK, wat is die verskil tussen 18 minus 13? Dit sal wees 5. En dan wat is 20 minus 17? Dit sal wees 3. So jy gaan kyk na daai 5 en jy gaan kyk na daai 3. Die kleinste verskil is die 3, so dit beteken daai sal my grootste breuk wees. OK, volgende kyk ons na optel en aftrek van breuke. OK, onthou, ons mag net optel en aftrek as my nommer dieselfde
is. En jou noemer is altyd jou onderkant. Die boonste een word jou teller genoem. So, as jy 'n breek kry, plus 2 op 8, moet jy seker maak dat jou noemers dieselfde is, en dan moet daai selfde noemer geskryf word aan die ander kant. Jy mag nie die twee noemers bymekaar plus nie. Al wat jy moet plus is die tellers. So jy gaan sê 3 plus 2 is 5. So jy gaan hê 5/8. OK. As jy enetjie het wat minus, selfde storie. Is my noemers dieselfde? Ja, dit is, so ek skryf hom net so neer. Dan gaan jy gaan kyk, wat is 14 minus 9? En dit sal wees 5/20. Onthou asseblief, jou noemers moet eers dieselfde wees, voordat jy kan plus of kan minus. OK, volgende wat ons het is 'n desimale breek. So, 'n desimale breek kan gaan van 'n gewone breek af na 'n desimaal toe. So wanneer ons met dit werk ons met tiene, ons werk met honderde, en ons werk met duisende. OK. As jy met tiene werk, moet jy weet, daar's net een plekkie na die komma. Met 100 is daar 2 plekkies na die komma, en met 1000 is daar 3 plekkies na die komma. Nou moet jy gaan kyk, as daar glad nie 'n getal voor jou breek staan nie, gaan voor die komma 'n 0 wees. Altyd, altyd, altyd. En dan gaan jou teller die getal na die komma wees. So dit gaan wees 0,7. Hierdie enetjie, geen getal voor die breek, so ons maak hom 'n 0. Wat is my teller? 23. So dis 0,23. En dan die laaste enetjie, niks voor my breek nie. Ja, niks voor my breek nie, so ek maak dit 'n 0. Wat is my teller? 763. So my desimale antwoord gaan wees 0,763. OK, is regtig belangrik dat jy van 'n breek af hom kan herlei na 'n desimale getal toe. OK, en dan het ons plus en minus van desimale. OK, so, die belangrikste reël is jou komma moet onder mekaar wees. OK, super, super, super belangrik. So nou kry ons 'n vraagie. Nou 0,73 plus 1,2. Nou gaan jy skryf 0,73 plus 1,2. As daar 'n plekkie is waar daar niks ingevul is nie, kan jy 'n 0 daar gaan skryf. Want dit help jou maar net om dit op te tel. Nou as my kommas hier onder mekaar is, moet dit in my antwoord ook onder mekaar wees. En nou gaan ons plus. 3 plus 0 is 3, 7 plus 2 is 9, 0 plus 1 is 1. En dan het ek my antwoord van 1,93. OK, volgende een, 'n minus enetjie. OK, weer eens, kommas presies onder mekaar. 3,47 minus 0,99.
In my antwoord is my komma presies op dieselfde plek. Maak baie seker daarvan. Nou gaan ek sê 7,9. Oeps, ek kan nie gaan leen. 17 minus 9 gee vir my 8. 3 minus 9 gaan nie werk nie, so ek gaan oor my komma gaan leen. 13 minus 9 gee vir my 4. En dan 2 minus 0 gee vir my 2. Kijk, so belangrikste, jou kommas moet altyd onder mekaar wees. Dan kan jy plus of minus, net soos wat die vraag jou vra. Ok, as ons hier gaan kyk, is ons deur kleur jou breuke in, ekwivalente breuke, kies die grootste breuk, optel, desimale breuke en optel en aftrek van desimale breuke. Ok, onthou asseblief dat jy enigtyd jou juffrou kan kom vra as jy hulp nodig het, en dan moet jy hard leer.